Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Ons is besig met 'n reeks uit die boek Efesiërs, en die tema van hierdie reeks is immuniteit. Ons is besig om ons geestelike immuniteit op te bou deur die bestudering van God se woord, sy waarheid, wat hy vir ons weergegee het in die boek Efesiërs. Het iemand al vir jou gesê dat iets gaan gebeur? En jy glo dit geheel en al. Maar uiteindelik gaan daai datum verby en niks gebeur nie. Volgende keer doen die persoon dit weer. Maar hierdie keer is jy so bietjie skepties en jy twyfel of iets werklik gaan gebeur. Nou as dit kort gebeur, dan glo jy glad nie meer nie. Alles wat die persoon vir jou sê, trek jy later in twyfel. So hier in my tweede jaar op universiteit, het een van die studente wyd en suid verkondig dat die wegraping gaan gebeur. Wel, ek is nog steeds hier, en hy ook. Hy het dit gelukkig nie weer gedoen nie, hy was baie skaam daaroor. Maar baie ander mense doen dit kort. Glo ek hulle? Nie vir 'n oomblik nie. Maar dink nou, wat staan daar in die Bybel? Jesus gaan weer kom. Ons word gewaarsku om gereed te wees, dat ons moet seker wees, daar is olie in ons lampies. Maar het die wederkoms al plaasgevind? Nee. Hoeveel keer is al vir ons gesê dat die dag baie naby is? Ek het soms al getwyfel, veral toe ek jonger was. Maar hoe ouer ek word, hoe minder twyfel ek. Is ek nie eintlik nou veronderstel om meer te twyfel, soos wat ek ouer word en die wederkoms eenvoudig nie gebeur nie? As die wederkoms dan nou nie gebeur nie, hoe seker kan ek dan wees van my verlossing? Wat as ek eintlik nie die ewige lewe het nie? Wat is dit wat my sekerder maak? Hoekom glo ek dan nog? Wel, ek glo want die Bybel sê so. Maar wat se bewys het ek dat hierdie dokument in my besit, die Bybel, regtig die ware Jakob is? Destyds het groot leiers en ander belangrike persone 'n seelring gehad, wat hulle in spesiale waks gedruk het en dan hulle unieke embleem op 'n dokument of 'n brief geplaas, sodat die ontvanger kan weet dat dit regtig van die sender afkom. Maar hoe weet ons vandag of iets eg is? Is my universiteitsgrade byvoorbeeld eg? Wel, ek dink so, want hulle dra die seël van die universiteit. Toe ek nou laasweek by die stempelwinkel 'n draai maak, toe sien ek so 'n masjienkie waarmee hulle sulke geëmbosseerde seëls maak. En hulle sê, dit kan nie gekopieer word nie. 'n Kopie is glad, maar hierdie een is grof en sy motief staan uit, sodat jy dit kan voel. Ek twyfel nie, want die Bybel sê so, en ek het 'n seël ontvang wat bewys dat ek werklik 'n kind van God is, en daarom sal ek die erfenis kry. Maar wat van jou? Waaroor twyfel jy vandag? Twyfel jy of die wederkoms in jou leeftyd gaan plaasvind? Twyfel jy of die Here saam met jou in elke krisis is? Twyfel jy dalk of hy jou gebede sal verhoor? Of die belangrikste van alles, dalk twyfel jy of jy regtig die ewige lewe ontvang het? Dink jy dit is die moeite werd om aan te hou glo? Moet ons nie maar net oorgee nie, opgee nie. Dalk twyfel jy nie regtig nie, maar wat is dit wat vir jou sekerheid gee? Is dit omdat jy 'n briljante intellek het en jy verstaan hierdie dinge? Die Bybel sê ons ken die waarheid en jy het al soveel studie gedoen en daarom weet jy dat dit wat jy glo die waarheid is. Of dalk is jy seker
Jy sal hemel toe gaan, want jy is aktief betrokke by die werk van die Here. Jy lewe 'n goeie en rein lewe. Die Here sal mos jou goeie lewe raak sien en jou beloon met die ewige lewe. Maar dit kan wees dat jy vandag na jou eie lewe kyk en jy sien eintlik geen rede waarom hy jou moet red nie. Jy worstel met sonde en jy sukkel om oorwinning te kry oor sekere dinge in jou lewe en ja, jy twyfel. Hoe kan God my toelaat om met hierdie sonde in die hemel in te gaan? Dalk dink jy as iemand nou moet uitvind wat se sondaar ek eintlik is, dan sal hulle ook twyfel of ek gered is en ek kan hulle nie eens kwaadlik neem nie. Jy twyfel nie net nie. Jy leef in vrees. Wat as ek sterf voordat ek oorwinning gekry het oor al hierdie sonde? Wat se sekerheid kan daar regtig vir my wees? Die Here sien tog my hele lewe raak. Hy hoor elke gedagte asof ek dit uitspreek. En jy skaam daaroor. Is dit nie hoekom jy bang is dat mense die ware jy moet raak sien nie? Jy skaam oor jou foute, jou verkeerde besluite en ja, selfs skaam oor jou twyfel. Is daar hoop vir my? Hoe kan ek seker wees dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het ook genoeg is om my te red? Hoe kan ek seker wees dat ek ook daardie beloofde erfenis sal ontvang? Jy voel dalk vandag, dis hopeloos. Miskien moet ek net opgee en alles net laat vaar. As dit is wat jy dalk al gedink het, of wat jy dalk op hierdie oomblik in jou hart ervaar, luister 'n bietjie na hierdie boodskap en die volgende 2 versies in Efesiërs. Ek lees uit die 2020 vertaling. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Ons lees hier dat daar 'n waarborg is dat ons die erfenis sal ontvang. Dis 'n waarborg dat ons losgekoop is en werklik God se eiendom is. Het jy daardie waarborg? Is jy seker jy's losgekoop uit slawerny? En is jy seker dat jy kind van God is? Miskien luister jy vandag na hierdie boodskap en diep in jou hart is daar 'n begeerte om daardie sekerheid te hê. Maar hoe kry jy dit? Dit begin en dit eindig alles by Christus. In hom is jy verkies, in hom is jy verlos, in hom is jy vergewe en in hom is jy verseël. In Christus, in hom en deur Christus. Kom net mooi 9 keer voor in hierdie eerste 13 versies. Christus staan sentraal in dit wat ons glo oor God. Hoe is jy in Christus? Wel, daar het 3 dinge gebeur. Die eerste een is, julle het gehoor. Nou om te hoor, beteken nie net om klankwaar te neem nie. Dit beteken om aandag te gee en positief te reageer op dit wat jy hoor. Dit is nie net 'n kwessie van, ek hoor jou nie. As ek in 'n debat is met iemand, en hulle sê dit vir my, dan weet ek. Hulle hoor, maar hulle stem nie saam nie. Ek hoor jou. Wanneer iemand luister na dit wat ek sê, dan aanvaar hulle dit. Hulle stem saam. En hulle doen actually wat ek sê. Dis wat hierdie hoor beteken. Hulle het gehoor gegee. Met ander woorde, hulle was gehoorsaam. Die tweede reaksie bevestig dit, want hulle het nie net gehoor nie, maar ook geglo. Die Bybel leer ons dat dit is hoe mense gered word. Deur die aanhoor van die woord wat verkondig word en die uiteinde is geloof.
Romeine 10 vers 17 sê dit. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Voordat ons na die derde ding te beweeg, kom ons vind net eers uit wat dit is wat gehoor moet word, en wat dit is wat geglo moet word. Dit word op twee maniere vir ons in hierdie teksgedeelte verduidelik. Die woord van die waarheid en die evangelie van verlossing. Die Bybel leer ons dat Jesus die woord is wat lewend geword het. Johannes 1 vers 1. Jesus sê ook self vir ons, ek is die weg, die waarheid en die lewe, in Johannes 14 vers 6. So Jesus is die woord en Jesus is die waarheid. En daarom het ons nodig om van Jesus te hoor. Maar die boodskap word die evangelie genoem. Dit beteken letterlik goeie boodskap. Dit is 'n goeie boodskap as gevolg van die inhoud daarvan. En wat is hierdie inhoud? Verlossing. Dit is die goeie nuus dat Christus, die gesalfde, die Messias van die Ou Testament gekom het en namens my, in my plek, die straf gedra het vir my oortredinge en dat hy vir my 'n plek in die hemel voorberei het. 'n Blyer boodskap as dit is daar nie. Die beste nuus wat ek nog ooit gehoor het, is dat Jesus my van die ewige hel gered het. En dat hy boonop, nog bo behalwe dit, vir my die ewige tuiste, sonder enige straf, pyn, teleurstelling, vrees of sonde of skaamte voorberei het. Dit is die boodskap wat ons moet hoor. En dit is die boodskap wat ons moet glo. Maar dan is daar 'n derde ding wat gebeur. Toe ons gehoor en geglo het, is ons verseël deur die Heilige Gees. Wat gebeur wanneer jy aangeraak word deur God en gered word? Jy ontvang die Heilige Gees. Die Bybel noem dit die doping met die Heilige Gees. Nou dit het niks te doen met die waterdoop nie. Dit is wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, wanneer jy sy tempel word. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek of slaaf of vry is. Ons is almal van die een Gees deurdrink. Wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, dan doen hy hierdie verseëling met jou. Ons het so 'n kruis by die huis wat teen die muur opgesit is. Maar die ding dis van hout. Maar hy is nie geseël nie. En ek moet hom eintlik afhaal, veral met al hierdie reën, en hom moet behandel voordat hy opvrot. Hier in die kerk het ons ook 'n nuwe nagmaalstafel. Toe ons hom gekry het, was hy droog en hard. Maar wanneer hy nou geolie word, dan maak daardie olie die hout sag. En dis wat die Heilige Gees in ons harte kom doen. Hy verander ons harte van klip na sagte, ontvanklike harte. En hoe sagter ons word, hoe dieper trek die olie in. En later deurdrink dit my hele lewe. Dit maak my ontvanklik vir alles wat God vir ons wil leer. Maar wat doen die olie nog? Wanneer daar nou koffie of water gemors word op hierdie hout, dan trek dit nie in die hout in nie. En dit veroorsaak dat die hout nie krom trek nie. En dit veroorsaak dat die hout nie vrot nie. Jy sien, want water en olie meng nie. En daarom sal al die aanslae van buite af nie 'n effek op hom hê nie. Op my kan hê nie. Die olie beskerm die hout. Die Heilige Gees beskerm my sodat niks my van die liefde van Jesus kan skei nie. Hoe weet jy dat jy die Heilige Gees ontvang het? Wel, jou lewe verander. Jy is nie meer tevrede met die sonde waarin jy van tevore gelewe het nie. Jy worstel nou teen daardie sonde. Ja, sonde is nog steeds vir jou 'n kort tydjie lekker. Maar
na so rukkie, dan maak dit jou siels ongelukkig wanneer jy dit doen. Die Heilige Gees het ook jou begeerte kom verander, sodat jy nie meer in sonde wil lewe nie. As dit die geval is, dan weet jy dat jy die Heilige Gees ontvang het. Wat die Heilige Gees kom doen het, was om 'n verdere seël op jou erfenisdokument te kom plaas. Is die erfdeel wat hy beloof het, eg en waar? Die seël op die dokument is die Heilige Gees wat in jou is. Daardie seël is die waarborg dat ons sal ontvang wat hy beloof het. Die woord vir waarborg beteken onder andere deposito of eerste betaling. God het reeds vir jou die eerste betaling gegee van die erfdeel wat hy vir jou gekoop het. Daardie eerste betaling is die waarborg dat jy ook die res sal ontvang. Luister 'n bietjie na die tyd waarin hierdie dinge geskryf word. Jy het geluister. Jy het geglo. Toe jy verseël is. Alles in die verlede tyd. As kind van God het dit alles reeds gebeur. Jy is gedoop met die Heilige Gees. Wie? Wie is gedoop met die Heilige Gees? Alle ware kinders van God. Alle gelowiges. En daarom het al hierdie dinge met jou gebeur. Nie net met spesiale mense nie, nie net met sekere uitgesonderde heiliges nie, nie net met geestelike leiers nie. Alle gelowiges. En daarom het jy reeds die seël en die waarborg van jou ewige verlossing ontvang. Hoe seker is jy vandag dat jy dit alles reeds het? Dat alles reeds met jou gebeur het? Maar jy bid dan en jy voel of God nie jou gebede verhoor nie. Jy het al soveel keer gevra, maar jou struggles verdwyn eenvoudig nie. Ray Stedman vertel, 'n jong man kontak my die afgelope week en vertel hoe hy moedeloos is, hoe hy sy vertroue in gebed verloor het, want hy ervaar nie dat God dit verhoor nie. En hy vertel dat hy nou op 'n punt is om net eenvoudig op te gee. So I said to him, well, why don't you just quit then? Give up. Stop being a Christian. Try it. Ray kon dit sê, want hy het geweet, die eerste ding wat hierdie jong man sou ontdek, is dat hy dit nie kan doen nie. Die oomblik toe hy dit sê, het die man gereageer. You're right, I can't quit. Die rede hiervoor is omdat die Heilige Gees se seël op ons is, en ons is nie in staat om daardie seël te breek nie. As jy in staat is om weg te draai van God af, my vriend, doen dit. Moenie verder vir jouself en vir ons lieg en maak asof jy 'n Christen is nie. As jy kan wegdraai, dan het jy nog nooit die Heilige Gees ontvang nie. Dan was jou geloof 'n valse geloof. Ek dink dit is nodig dat ons so nou en dan onsself toets en vra, is ek regtig waarlik 'n kind van God? Te veel mense lieg vir hulle self, vir hulle families en vir hulle vriende, deur te sê dat hulle Christene is, maar eintlik glo hulle nie. As jy vandag kan wegdraai van God af, dan sal jy dit met vreugde doen en glad nie spyt wees daaroor nie. Wat sê dit vandag vir ons? Dat ware kinders van God veilig is in hom. Hulle kan nie hulle geloof verloor nie. En daarom kan hulle nie hulle ewige lewe verloor nie. Hulle kan nie hulle erfenis verloor nie. En hulle kan nie hulle kindskap verloor nie. Hoekom noem God dit die ewige lewe? Want dit is presies wat dit is. Dit is nie 'n tydelike lewe wat jy onder sekere omstandighede kan verloor nie. Die Bybel sou dit nie ewig genoem het, as God bedoel het dat dit tydelik moet wees nie. God lieg nie vir ons nie, en hy probeer ons nie mislei om te dink dat ons dalk iets ontvang het wat
geen einde het nie, maar intussen is dit tog moontlik om dit te verloor nie. Dis nie wie God is nie. Ewige sekuriteit is wat die Bybel beloof aan ons wat waarlik glo. Die bewys van hierdie sekuriteit lê nie in al jou kennis nie. Kennis kan ons help om te besef wat die werk van die Heilige Gees is wat hy in ons gedoen het en wat hy aanhou om in ons te doen. Maar dis nie die kennis wat ons die versekering gee dat ons erfenis sal ontvang nie. Dis die Heilige Gees self wat in ons woon en in ons werk. En hy gebruik sy woord om vir ons sekerheid te gee. Die bewys van ons ewige sekuriteit lê ook nie in ons goeie dade nie. As ek waarlik weggebreek het van die sonde, as ek aktief betrokke is in die dienswerk van die kerk, as my lewe gekenmerk word deur alles wat mooi en goed is, ja, dan verhoed dit my in 'n groot mate dat ek sal twyfel. Ek en ander mense sien immers die vrug van die bekering in my lewe, maar dit is ook nie dit wat my ultimately sekerheid gee nie. Want ten spyte daarvan kan rampe en siekte en bittere swaar kry my tref. En wat se sekerheid het ek dan? Nee, die sekerheid is nie my kennis nie my goeie lewe of ook my voorspoed nie. Ware sekerheid kom deur die Heilige Gees wat in my woon en in my werk. Hy verseël my sodat ek sal weet, waarlik, ek is uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen gered en dit ewig gered. Sy Gees waarborg dat hy my nooit sal verlaat nie. En dat ek ook die volheid van die verlossing eendag sal ontvang. En wat is my reaksie op hierdie werk van die Heilige Gees? Dit is tot lof van sy heerlikheid. Daarom sal ek hom loof en prys. Amen.